In hierdie inspirerende potgooi episode deel Nikki Wiese haar ongelooflike reis van geloof en beklemtoon die onwrikbare getrouheid van God. Nikki se reis is 'n bewys van die feit dat wanneer ons op God vertrou en in gehoorsaamheid wandel, hy ons elke tree van die pad sal lei en voorsien. Dus, as jy op soek is na 'n hupstoot van geloof en 'n herinnering aan God se getrouheid, is hierdie potgooi episode 'n moet luister. Okay. So, ek gaan vir julle vertel vandag van my tyd in my lewe, toe ek in die diepste donkerste gat was van my lewe, en hoe die Here my net daar kom uithaal het, en wat hy vir my gedoen het. So, dit het begin in 2010. Ek was in 'n baie moeilike posisie. Ek was in 'n emotionally abusive verhouding. Ons was al 10 jaar saam, 5 jaar van het saam gebly, en ek was in 'n plek gewees waar die maatskappy vir wie ek gewerk het, is gelikwideer. So, ek was sonder werk, sonder maatskappy motor, sonder inkomste, en in 'n baie slegte plek in my verhouding. En ek het die Here begin soek, en ek het hom gevind, en ek het gered geraak, en ek het eendag so gesit, en net my Bybel gelees. Ek het nog eers geweet, mense kan die Here se stem hoor nie. En hy het vir my uit 'n skrif uit die Bybel uitgesê, ek moet uit Babylon uitkom. En ek het geweet, dis hy wat met my praat, en wat vir my sê, ek moet hier uittrek. Ek is so daar weg, met my sakklere, my paar besittings wat ek het, met die goedheid van vriendinne, wat my gesupport het ek op hulle banke gaan slaap, en ja, die Here was net goed vir my gewees. Ek het toe gesoek vir werk, ek het 'n werkie gekry, my maat haar karretjie vir my afgestuur, aan die pad van die Vrystaat af, so 'n klein groen Unoutjie, baie gebreek het langs die pad, maar het my baie ver gebring op, ons sê ons het op gebed gehardloop, maar dis 'n testimonie wat ek jou later sal vertel. En ja, so het ek nou van vriendinne se couch het ek 'n werk gekry. Die eerste werk wat ek gekry het ek gevat. Ek het nie baie rondgesoek nie. En dit was vir my nogal, baie mense het vir my gesê, ja, maar hoekom wag ek nie eerder vir 'n beter pos nie? Maar ek het gevoel, dit wat ek kry moet ek vat, so ek het baie hard gewerk vir baie min geld, maar dit was ook 'n goeie werk gewees, want ek glo vandag, daai werk, ek het baie gebid by die Here en vir my gevra om my daar weg te vat. Ek het baie vir hom gevra, Here, ek kan nie hierdie doen nie, hierdie is te moeilik. Elke dag moes ek na hom toe gaan en vra om my krag te gee om die werk te doen. Dit was fisies, dit was baie harde werk, baie lang ure, dit was retail ure gewees, en ek het baie min verdien, en met 'n graad, die tipe werk wat ek gedoen het, ja, dit was wat ek nodig gehad het. En vandag as ek terugkyk, dan is ek baie dankbaar vir daai baas. Sy was 'n baie moeilike baas. Sy was 'n baie, kan mens sê, ja, sy het dit baie moeilik, maar sy het my soveel geleer. So, alles wat ek in my het vandag oor besigheid en om 'n goeie steward te wees van dit wat jy het, is te danke aan haar. Al was dit taaf en moeilik geweest. Ek dink ek het baie, kan mens sê, ja, effektiewe metodes en goed ook opgetel by haar, wat baie goed is. Maar ja, sy was my grace grower en my vrugteplikker, en dit was goed geweest, want in my walk het ek dit nodig gehad. Maar terug na die begin van die storie toe. So het ek van vooraf begin, en die Here het vir my 'n pad gemaak dat ek 'n woonstel gesien het waarvan ek gehou het, en dit was daar bo in Salaris Pass in die berge. Beautiful plek, surrounded met fynbos, en ek dink die Here, hy ken my se hart, en hy het geweet, ek word 'n mooi plek. En ek hou baie van om te gaan stap in die natuur te wees, en ek het 'n plek nodig gehad waar my hart gesond kan word en geheel kan word. Maar dit was ook vir my soos 'n special secret place waar die Here my geplaas het, sodat hy my verhouding met hom het begin. So, dit was ons plek. En dis waar hy my gegroei het en vir my gewys het wie hy is vir my en in my lewe. Dit was obviously, ek kon nie die woonstel se huurgeld bekostig nie, en ek het die eienaar geskakel en vir hom gesê, dankie, ek het gaan kyk, ek het vir hom gesê, my storie verduidelik, en ek het vir hom gesê, dit is hoeveel ek kan bekostig, dit is my salaris en dit is wat ek bekostig, en hy het gesê, dis reg. En daar het ek
die eerste keer die guns van die Here in my lewe ervaar. En van hoe hy iets wat jy dink is nie bekombaar nie, het hy vir my gemaak gebeur. En dit was 'n regtig spesiale plekkie vir my gewees. My meubels en baie goed in die plek ook, was van die Here af. Soos byvoorbeeld, ek het nie 'n yskas gehad vir lank nie, en ek het met 'n koelerboks uitgeleef. Maar miraculously het my melk 2-3 dae gehou, en die Here het net goeders gemaak gebeur. Dit was net vir my absolute wonderwerk oor sy voorsiening in daai tyd. Wat hy my geleer het, ook oor voorsiening, was, vir die kerk waar ek gered geraak het, was 'n kerk wat baie faith-based is, en hulle preek baie oor financial prosperity, hoe om uit poverty en die Here se provision in te gaan. Baie mense het van gesê, ja, dis 'n prosperity gospel kerk, maar ek was net soos, ja, al is dit, hier het ek die Here ervaar, en hier groei ek, en die woord wat ek kry, dit bou my op, en ek het dit nog nooit so gehoor nie. En ek het dit so nodig gehad, om daar te wees. Dit was die Here se plan, en sy planne is altyd perfek, want hy weet presies wat mens nodig het. En ja, ons was by 'n diens gewees, en hulle het gepreek, en ek het toe my laaste R100 wat ek gehad het, gevat, en ek het besluit, ek kan nie meer so aangaan, my salaris is net nie genoeg vir huur, en kos, en elektrisiteit, en alles elke maand, en ek kom elke maand kort, ek kan nie meer dit doen nie, en toe besluit ek net, ek sit dit nou in die Here se hande, en ek saai toe my alles, wat ek gehad het, en dit was net R100, maar vir my was dit alles wat ek gehad het. Dit sou my petrol gewees het daai week om my tot by die werk te kry, dit sou 'n bietjie kos gewees het, dit sou baie gedoen het vir my in daai tyd, en ek het dit in die Here se hande gesit, en toe ervaar ek hoe die Here supernaturally abundantly vir my voorsien. Dit was so 3 dae voor my salaris sou inkom, van einde van die maand, en maar toe het ek nou al 'n yskas gehad, nee, dis nou rukkie aan, so ek het nou al 'n yskas gekoop, en ek het so 'n bietjie kos in die yskas gehad, melk, en so aan, en ek sê te vir die Here, maar my krag gaan afgaan, jy sien ons nou hoeveel krag op jou prepaid box oor is, en ek sê vir my krag gaan afgaan, maar kan asseblief my net een guns doen, en ek bid en ek vra vir hom, Here, hou net asseblief my yskas aan, want ek kan nie bekostig dat hierdie goeders afgaan nie, doen my net een guns, hou net die krag aan vir die yskas, ek sal koud stort, ek kan in die donker leef met 'n kers, dis okay, I can do that. Ek het werk toe gegaan, die volgende oggend, ek sien so, daar is 0.03 units of so iets oor, ek sê, okay, as ek terugkom van die werk af, gaan alles afwees, maar ek vertrou regtig die Here, die yskas gaan aanwees. En ek kom terug van die werk af, en ek switch die lig aan, en die lig gaan aan. Ek kyk na die kragboks, en die kragboks is op 0.00. Daar is nie 'n unit nie. Daai tyd was daar glad nie load shedding nie. So, dit was regtig die Here wat faithfully en powerfully gemove het. Al my ligte het gewerk, my yskas het gewerk, my geyser het gewerk, al die krag in daai woonstel het gewerk. Die dag wat my salaris inbetaal is, het die krag eers afgegaan. Dit is ons God. Hy is almagtig, en hy is powerful, en hy kan enigiets doen. Nog 'n wonderwerk wat hy in daai tyd vir my gedoen het, is, ek het nie petrolgeld obviously gehad nie, dis by die werk om. Ek het gegaan, en ek dink ek nog R50 oor gehad op my kredietkaart beskikbaar, en ek sê vir die Here, okay, kom ons gooi nou maar hierdie in, en ek stop, en ek sê vir die ou R50 asseblief, en ek staan besig op my foon, en ek kyk nie eers wat ek doen nie, so ek sien toe het hy my kar volgemaak, en ek sê, oh my goodness, ek kan nie vir betaal nie, en ek sê vir hom, I can't pay you. What did you do? I asked for R50, I can't pay you. Hy sê vir my, don't worry man, someone else paid for you. They told me to fill up. Ek weet tot vandag toe nog geweet het is nie, maar ek weet as 'n kind van die Here, wat die Here gesê het, daai karretjie maak hom vol. En ek prys die Here daarvoor. Hy is so goeie voorsiener. Van daar af, hoeveel kere wat die Here nie my kar vol gemaak het nie. Dan sit 'n vriendin, sy kom drink koffie, ons gesels oor goed, ons worship saam, ons bid saam. Ek sê niks vir haar nie, dan sê sy, kom, die Here sê vir ons, my kar vol maak. Ook toe ek vir my man Louis ontmoet het, een keer, ons was in die kerk gewees, ek meen, ons het nog net by, dan en wan met mekaar gesels en gekuier en goeders, en hy het ook net op sy hart gevoel, hy moet my kar gaan vol maak. So die Here baie my kar vir my vol gemaak, en ek prys hom daarvoor. Hy is ook my mechanic,
gewees in daai tyd. Want daai Uno'tjie het maar op elke hoek en draai gebreek en my baie geld gekos. Maar ek het hom van punt A tot punt B baie keer gebid. Ek het bo in Salarispas gebly en onder in Somerset West Mall gewerk. So dis nogal 'n entjie gewees, omtrent so 10 km om te ry. En baie keer op daai 10 km het ek letterlik die kar gebid van daar tot by die werk en terug sodat hy nie breek of uit mekaar uitval nie. Maar as hy het die Here ook baie keer iemand gestuur om gou my te kom sleep of vinnig my te kom help. So hy is so faithful. Maar terwyl ons nou praat met die kar, gaan ek nou vir julle die testimony sommer vertel van my kar. Ja, so was ek in 'n selgroep gewees en ons was 'n klomp jong mense gewees en daar kom toe 'n ouer man wat toe nou voel hy wil selgroep bywoon. En ek glo die Here het vir daai man na ons selgroep te gestuur net vir my. Dierbare man van God. En hy was net vir 'n kort rukkie daar want hulle het getrek weer. En hy het by 'n motorplek gewerk, tweedehandse motorplek. En elke week dan sê ek vir hulle nee, ons moet nou bid. My kar is nou weer gebreek, so ek kort nou weer finansies, ons moet nou weer dit en dit en dit, en dan bid ons, en dan kom die Here deur vir my. Of ek kom en ek testify van hoe goed die Here is, want hy het nou weer my kar gefiks, of ek het die kar het net dood gegaan, en ek het 'n vriendin gebel om my te kom haal, en dan bid ek en sy saam, en dan woeps, daar staan die karretjie weer. So, en dan testify ek van dit, en toe bel hy my eendag, en hy sê vir my, maar by sy werk is daar hierdie silwer karretjie. Nou, ek het in geloof gestaan vir 'n silwer karretjie. Ek het 'n saad gesaai vir dit. Ek dink ek het iemand se motor paaiement 10de daarvan vir hulle betaal as 'n saad wat ek gesaai het. En ek het 'n lysie gemaak en ek het vir die Here gesê ek vertrou hom vir 'n silwer karretjie en ek wil graag hy moet silwer wees en ek wil hy moet reliable wees. Hy moet net nie breek nie. Dit was my grootste ding wat ek vir hom gevra het. En God in sy faithfulness het toe die karretjie wat die ou vir my wys wat hy het op die vloer, toe is dit 'n amper splinter nuwe Hyundai Atos silwer enetjie. Hy het net 6000 km op die klok gehad, spotless. En ek sê toe vir hom, maar ek kan dit nie bekostig nie. Maar die man in sy wysheid het so mooi met my gewerk, hy het saam my gaan sit. En ons het uitgewerk en hy het vir my gesê, maar dit is hoeveel jy spandeer op jou kar, omtrent elke maand, vir dit wat breek. En hy het vir my gewys, en ek was so teen skuld, van, maar ek wil nie skuld maak nie, en dit, toe wys hy vir my, maar op die oomblik spandeer ek meer, en my gebroke kar, kry my meer in die skuld in, as wat het sal wees, as ek net 'n paaiement op 'n kar betaal, en eventually is dit 'n bate wat ek afbetaal het, en dis ietsie wat ek dan het. En hy het my so mooi met die hand gevat, en met my gestap, en my gewys, en alles, en hy het toe vir my alles georganiseer. Hy het die finansiering gedoen, hy het die nommerplate gedoen, hy het die registrasie van die kar gedoen, hy het alles vir my gedoen. En toe ek my karretjie gaan haal het, ek sal dit nooit vergeet nie, het hy 'n boks chocolates met 'n skrif daarin vir my ingesit. Net ietsie spesiaals, en hy het vir my rubbermatjies ingesit extra, en net, hy was 'n blessing gewees van die Here afgestuur om my te kom help. My karretjie is toe ingeruil vir, hulle het vir my nie veel gegee vir my karretjie nie, maar dis okay. At least het ek toe nou hierdie splinter nuwe karretjie gehad, en mense dink baie keer, ja, maar ek het in geloof gestaan vir 'n kar, en ek het vir die Here gevra vir 'n kar, maar nou het ek een gaan koop op skuld. Hoe werk dit dan nou? Dit is nou waar die Here so kragtig vol ingekom en dit vir my gereveal het, want daar het ek die karretjie gekoop vir R71,000. Toe 'n hele paar jaar later, toe verkoop ek die karretjie. Ek dink toe hy 70,000 kilos opgehad, of 80,000 kilos opgehad. Toe verkoop ek die karretjie vir R71,000. So, ek het niks betaal eintlik vir hom nie. Want dit wat ek betaal het, is presies wat ek weer teruggekry het vir hom. So eintlik het die Here vir my 'n karretjie gegee. En dit is hoe ek het sien. En tot vandag toe nog is ek so dankbaar vir dit wat die Here daar gedoen het. Maar ja, ek kan vir julle nog baie ander testimonies vertel van in daai tyd, want dit was 'n swaar tyd finansiëel. Dan is daar nie kos nie. Dan is dit okay, wat nou Here? Ek het my laaste geld gesaai vir die kerk, maar die Here is so faithful daar, en ek dink hy het my faith gesien, hy het my hart gesien, en hy het vir my geleer, dat he is my provider. Dus kyk nie na geld nie, want hy kan soveel meer doen as dit. En wat hy gedoen het, is soos tye dan my buurvrou, sy het gewerk vir 'n plek, hulle toets drywe en goeders in die wingerd, dan kom sy daar met 'n bak drywe. Dan sê ek soos, wow, dan sê sy nou dogtertjie kan dit nie opeet nie, wil ek nie net hierdie drywe vat nie, en ek kan vir mense gee daarvan.
Dan kom my een kollega by die werk, sy was by Fruit and Veg, en hulle het 'n special aangehad van 2 pockets aardappels, en 2 pockets dit, en 2 pockets dit, en soveel van dit, en sy kan nie dit alles eet nie, want sy is net een persoon, so kan sy asseblief die res vir my gee, en dit wat ek ekstra het, kan ek by die kerk vir mense gee. Die Here het vir my provide in klere. Een van my kollegas het van oorsee afgekom. Sy het vir lank in Parys gaan shop, en ek het in die modebedryf gewerk, en sy het net die beste designer klere gehad. Sy het 'n hele sak vol van dit na my toe gebring, en vir my gesê, wil ek nie dalk hierso in kyk, wat wil ek hê vir myself, en dan die res gee vir die kerk nie. En dit was soos die beste van die beste in die wêreld, hoe die Here my kom beklee het. En ek het 'n ander kollega gehad, wat saam met my gewerk het, ons het 'n similar pad gestap, behalwe haar abuse, was physical abuse geweest. Dit was 'n baie moeilike pad geweest. Sy het ook baie minder as ek verdien, maar ons het baie saamgewerk, en dierbare meisiekind. En ek het haar by die hand gevat, sy was moslim, saam met haar verloofde, wat haar geabuse het, gehelp om op 'n sterk plek te kom, en alles wat haar kon kom was met Jesus. So ek het haar kerk toe gevat, gaan haal, kerk toe gery, met daai stuk in 'n gebreekte Uno, het ons gery en gebid. Dan, ja, anyway, en sy het haar hart vir die Here gegee, en sy het net, haar hele lewe omgekeer, en sy het sterk begin staan, sy het 'n restraint order teen hom gekry, en alles, maar my punt is van die storie is van hoe die Here vir my hierdie wonderlike opportunity gegee het, om so aktief in haar lewe te kan wees, en toe wat sy doen, hoe die Here vir my te provide het deur haar. Sy wat nog minder as ek verdien, uit die dankbaarheid van haar hart uit, sal sy gaan en vir my 'n silwer kruisie koop, en vir my 'n briefie skryf, net vir my sê dankie, dankie vir dit wat ek voor gedoen het. En eintlik is dit nie ek nie, dit was die Here gewees. En hier kom hy en hy seën my met die mooiste juwele. Of vriendinne kom en hulle koop vir my egte silwer juwele, egte parel, oorbelle en goed, net, en ek het dit gesien, elke keer as iemand vir my gift gee, ek het nie gesien as die persoon doen dit uit die goedheid van hulle hart uit, maar ek het dit gesien as die Here wat kom en my adorn. Hy het gekom en vir my kom mooi maak. So het hy my ook lekker laat ruik. Die vriendin, haar sussie het gewerk by Truworths, en hulle kry altyd daai sample parfuums en goeders wat hulle kan huis toe vat. Sy het so groot bottel Bulgari parfuum gekry, en vir my kom gee en gesê, sy voel sy wil hierdie vir my gee. En die Here het my net so gebless met die beste van alles. Daar stap ek het nie sent geld op my naam nie, maar ek het petrol in my kar, ek het kos. Ek het die duurste parfuum, ek het klere van Parys af, en ek het kosbare juwele, wat van mense se harte uit die beste plek uit gegee is. En ek kan eintlik getuig nog van soveel baie goed wat die Here gedoen het in my lewe, want hy is net goed, en my hele lewe is 'n testimony van hom. En in daai tyd wat ek gerealiseer het is, dat jou treasure is nie geld nie. Jou treasure is 'n diep, intieme verhouding met God. En wanneer jy intimate is met hom, dan kan hy jou provider wees. Dan kan hy vir jou sorg, hy kan jou fisies dra op jou hande, en hy voorsien vir jou. En ja, ek dink ek kan nog so baie ander goeders ook share, maar ek voel in my hart dat dit is wat ek vir nou moet deel, en net vir encouragement van, vertrou die Here. Saai 'n saad in 'n area in, en vertrou hom dat hy gaan deurkom vir jou en vir jou voorsien. As hy dit vir my gedoen het, dan gaan hy dit vir jou doen. Maar daar's 'n skrif wat sê, he's not a respecter of persons. Hy is dieselfde vandag, gister en môre. Hy is dieselfde God. En nou vir ons luisteraars, wat is 'n koninkryksbesigheid? 'n Koninkryksbesigheid is 'n onderneming wat deur die Heilige Gees gerig word en bestuur word deur 'n godvreesende leier wat hul tyd, talent en geld gebruik om in die geestelike en of fisiese behoeftes van die gemeenskap rondom hulle te voorsien, om God se doel te bevorder. Kom gerus na ons maandelikse koninkryksbesigheidsbyeenkomste by die Koninkryk Woordbediening in Struisbaai, waar eendersdenkende sakelei bymekaar kom om eenheid en geestelike groei in Jesus Christus te bevorder. Ons nooi jou uit om met medegelowiges te skakel en 'n reis van geloof en oorvloed aan te pak. Kontakbesonderhede kan op ons webwerf gevind word. Aangesien ons gretig uitsien om jou in ons gemeenskap van hoop en afwagting
vir 'n beter toekoms te verwelkom.